Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die regsaspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. Hoorie maar hoor na jou, ons praat 'n bietjie straatreg, wat het jy nou? Straatsreg. Ja, So so klink soos street fighting vir prokureurs. Ja, ek het net eintlik 'n bietjie gaan dink dat hierdie program is regspraak, laat dit so klink soos 'n regter wat dit gaan sê, want dit is wat regspraak eintlik beteken. En ek dink Of regspraak is Pretoria, jy kan nie oorrond nie. My ma en my pa is nie regspraak nie. Dis verkeerdspraak. Dit is ja, wel dat hierdie gaan 'n bietjie meer oor die straatsreg. Dat dit is waar die handboek en die straat mekaar ontmoet. Dat ek het al lankal besef in my werk dat dit is nie die handboekkennis wat die deurbraak maak nie. Dit is om streetwise te wees. Ja, jy kort die handboek. Ja, fondasie, nee. Ja, moenie sonder hom daarin gaan nie. Maar dis uiteindelik 'n fyn aanvoeling vir wat regtig aangaan en 'n goeie assessment, jy weet, en 'n opsomming van wat is die faktore, wie's betrokke, wat is die motiverings en wat is regtig daai faktore wat die wiel of die ratte laat oordra. So vandag praat ons bietjie oor kommersiële egskeidings, corporate divorce. En dit is nou die fight wat uitbreek aan die einde van 'n samewerkingsverhouding of eerder weens die einde van 'n samewerkingsverhouding. So dit begin dis honeymoon baby. Honeymoon en verliefdheid en dit is wat die wêreld oorneem met hierdie nuwe besigheid van ons. Ons weet dit. En jy dink dat hierdie nuwe partner van jou, jy gaan BFFs wees en dit gaan in die horison instap met die goue sonskyn en dit gaan net happily ever after wees, maar dit het daar's 'n lewensiklus en dit is baie belangrik om te weet dat wanneer mense begin saamwerk, moet daar asseblief nie 'n naïwiteit aangeneem word dat dit gaan noodwendig net altyd gladde reguit teerpad sonder punchers en breakdowns en goed wees nie. Dis 'n lang pad, dit is complicated. Dit maak nie saak wat jy saam met iemand wil doen nie. Dis wat spanbou en daai goeters goed maak. Jy gaan saam met 'n paar random mense, julle klim oor 'n hoëtoubaan of julle moet een of ander ding regkry of mystery solve of wat ook al en vinnig, jy weet, daar's soms konflik, daar's verskille van opinies, daar's verskillende persoonlikheidstipes en almal wil 'n rol speel en almal probeer iets anders regkry. Ja, partykeer staan mens lekker saam, maar in die regte lewe en oor 'n lang tyd en met baie druk, dan kom daar uitdagings en daar kom fights en mooi goed eindig partykeer lelik. So wat ons maar met studentepartytjies gesê. So ek wil gou vir julle 'n storie vertel. Ek dink die hele tyd aan waar 'n brandewyn inkom is waar die moeilikheid begin. Exactly. En toe eindig jy het actually gesê wat ek gedink het die hele tyd. So okay, die eerste storie was okay, so ek het op 'n tyd bietjie gewerk vir 'n kommersiële boer. Dankie Adrian. Dankie vir die lekker koffie. By Bouma. Pot koffie op jou boer. Pot koffie op 'n pot gooi. En dan maar hy praat van jy moenie 'n poepel wees in 'n koöperatiewe.
Skus gaan aan met daai, jy's besig. Hoe om nie 'n poepel te wees in 'n besigheidsverhouding nie. Okay, so begin so ek is die binneshuise prokureur in House Council vir 'n korporatiewe boer, groot kommersiële aardappelboer. En hulle het 'n projek daar in Rutang, daar in Limpopo, en basies was die deal dat hulle gaan vir 10 jaar op hierdie gemeenskap se plaas boer, en hulle installeer al die infrastruktuur, en hulle finansier die hele operations, en verkoop ook die goed, en dan die eerste 5 jaar word gebruik om die infrastruktuur wat geïnstalleer is af te betaal. Die volgende 5 jaar is winsdeling. So ekskuus ek val in die rede, so hierdie is nou ook 'n baie goeie voorbeeld van hoe om met hierdie grond is nou nuwe eienaars, en hoe om nie net die grond vir nuwe eienaars te gee wat nie weet, enigiets weet van boerdery of nie. So hierdie is 'n voorbeeld van hoe jy dit eintlik kan doen, produktief en goed benut, kan doen. Ja, in 'n samewerkingsverhouding, en daar was 'n kontrak, wie gee wat, wie doen wat. En aan die einde van die 5 jaar toe kom ek nou eers op die scene, en ek ontmoet toe, dis nou waar ek nie by hierdie plek begin werk, en ek gaan nou saam met die CEO, CFO, ontmoet ons met gemeenskapslede, politici, mense van die departement van landbou en grondsake, en wie nie almal nie, en beskuldigings vlieg. En basies word die beskuldiging gegooi, julle is oneerlik en diewe en uitbuiters, want ons kry niks uit hierdie deal uit nie. Nou word dit verduidelik, nee, daar's miljoene rande belê in julle grond, dit is nou aan die einde van die eerste 5 jaar, dis nou afbetaal. Ja, dis wat oor jou nou kom. begin ons met die wins. En intussen het ons vir 70, 80 mense hierdie seisoen werk geskep en die gemeenskap direk daarmee gevoer. Maar die beskuldigings hou aankom, en uiteindelik sê is die uiteinde deals of, julle moet loop. Gaan nie weg, julle is nie meer welkom nie. Nou ry ons van Rutang af terug in hierdie rigting, en nou probeer ons hierdie situasie verstaan, en een van die goed wat uitkom is, ek dink die vuur was te groot om geblus te word. Daar was klein vuurtjies wat eintlik die krapperigheid veroorsaak. Dis weer daai proaktiwiteit wat missing was. Asai. Dat dit was teen die tyd wanneer daar hierdie vergadering was die besluite klaar gemaak. Dis verby, en na die tyd, jammer, maar daar's toe klomp gesinne het toe nie weer inkomstes gekry nie wat daar so gewerk het. Hulle het nie 'n nuwe partner gekry wat daai kapitaal wat geïnstalleer is op die grond kon benut nie, wel ten minste nie onmiddellik waarvan ons geweet het nie, en dit is tragedie. So toe probeer ons nou lesse uitleer. Ons sê, okay, maar dalk wat ons moet doen is om meer gereeld interaksie te hê. Dalk moet ons nie dat dit uitwerk, dat in die tyd wanneer ons vir die eerste keer so praat, dinge so opgevlam het nie. En toe die volgende projek wat ons toe aanpak, het ons toe heeltemal anders benader. Ons het maande lank spandeer in die onderhandelinge van die kontrak. Wie doen wat? Verstaan almal wat aangaan? Is julle regtig dit eens? Nie net teken en loop weg en ons sal later dit vir die lawyers gee nie. Is hierdie punt vir punt presies wat ons almal in ons gedagtes het en waarmee ons saamstem. Daar was meer klem geplaas die volgende keer op waarde toevoeging van hoe kan ons lesse leer en hoe kan ons die gemeenskap bemagtig en hulle eie projekte help aan die gang kry en beter verduidelik wanneer daar geld afgetrek word of spandeer word, waarvoor gaan dit en hoekom en sovoorts. So is daai as ons nou dink 'n prokureur, weet weer eens jou kostes. Weet jy, ek moet julle ongelooflike sagte ware nê. Wat is wel party ons druk om baie kranige drukkers, knoppie drukkers, e-posse vinnige gesel dan hardloop hy timer, die invoice timer. Daai incheck is die rede hoekom dit nie gebeur nie, is dit, ek sê vra, is dit nommer 1 is dat ouens weet nie, hulle doen nie proaktief nie, of is dit omdat die kliënt sê, luister buddy, ek wil nie jy moet proaktief wees, want elke keer as jy proaktief is, kos dit my R5,000 'n pop. Ja, dit is 'n baie goeie vraag. Wel ek dink eerstens, daar's 'n bietjie van 'n filosofie, hardwaardes, mindset issue heel eerste. Is dit hoe jy na die wêreld kyk of nie?
sê man, if it ain't fix it, if it ain't broken, don't fix it. Jy weet, laat dit gaan, ons wag tot dit brand, dan bel ons die brandweer. Okay, so dis stap 1. En 2, nie almal bied dit aan nie almal het daai inclination om te sê, ek wil dit so doen eerder as so nie. Meeste is soos hy, hier's 'n papier, teken hom, ek sien jou as ons fight. Nou okay, dis ook dan, weerspieël ook 'n klein bietjie dan op die aard van die verhouding. Okay, maar om jou vraag te antwoord, ek dink nie dit is almal se mindset nie. Ek dink dit is 'n ander benadering, dis meer, so wat ons elke keer maar sê, dit is die proaktiewe aanslag, wat jou laat dink in ontwerpterme. Waantoe is ons op pad? Wat probeer ons regkry? Waarmee werk ons hierso? En kom ons werk met dit, in plaas van om ons persepsie van die wêreld op dit te impose, kom ons werk met wat regtig aangaan. So, die effek toe was, dat in die tweede geval, waar daar gereelde interaksies was, deeglike onderhandelinge, verstaanbare kontrakte, waarde toevoeging in die verhouding, meer deursigtigheid, is daar meer geld gemaak en daar was meer geleentheid ook. Daar was selfs 'n geval waar 'n kompeteerder met die grond waarop ons geboer het, was omtrent 10 stukke grond in 'n area wat ons op geboer het, probeer 'n ander kompeteerder sê, nee, maar ons wil nou met hierdie ouens kom boer, waar ons die departement van landbou inkry om ons te help, om vir die gemeenskap te verduidelik, nie met daai ouens gaan nie, bly met hierdie, hulle is goed vir julle. En dit is nie politiek nie, dit is waarde. Dit is 'n verskil van, jy gaan nie hierdie kry by 'n ander ou nie. Daai ouens wil net business doen. Hierdie ouens sien julle raak, hulle sit saam met julle in gesels en werk jy goed deur. Ja, een kant het jy media value, aan die ander kant het jy 'n gelukkige kliënt en 'n nuwe kliënt. Ja, en net 'n volhoubare verhouding en 'n gesonde spasie waar mense kan kommunikeer, en dit bring jou risiko's af. Dit maak nuwe geleenthede oop en ja, daar's weer. Hoe lyk daai praktiese skedule van in check? Of ek wil sê, hoe lyk proaktief? In hierdie spesifieke geval was dit so, daar was so 12, 15 landelike boere wie grond beskikbaar gestel het. En ons het met hulle in die naaste dorpie ontmoet, baie kere onder die boom gesit, partykeer het ons 'n gebou gekry, of partykeer hier en daar 'n lodge gehad, dit het 'n bietjie onnodige kostes opgejaag om 'n venue te kry, want ons wil eintlik net gesels, en so ons sou ten minste aan die begin, omtrent een keer elke 2 weke gaan kuier het, en dan terugvoer gee, en sê goed, vandat ons laas gepraat het tot nou, het dit gebeur, hier so ons werk vorentoe, en toe uiteindelik was die routine, die cadence was basically, 1 keer 'n maand het ons 'n vergadering, ons ontmoet, sê nou maar op 'n woensdagoggend van 9 tot 12, die eerste 2 ure is net gesels, okay, wat gaan aan op die grond, wat se klagtes is daar, wat se versoeke is daar, wie moet wat weet, en die tweede helfte, wat gewoonlik maar 1 en 'n half, 2 ure, wat was as 'n les wat ons geleer het, hierso kommersiële finansiering werk, hierso is die verskillende cultivars, aardappels wat 'n mens kry, of ons het praktiese lesse gehad van, ons gaan vandag kyk hoe hulle die aardappels plant, dit is 'n complicated proses, en ons vat die mense soontoe, ons het ook partykeer lesse aangebied, jy weet, partykeer borge gekry met CSI funding, om vir die ouens te kon klasse gee en goeders, en ja, dit is 'n goeie geleentheid om elke keer 'n bietjie te bond, en as daar issue is, sort ons dit uit, sê jammer en leer iets, partykeer. So ons is nou ons praat hier na ek en jy, ons is nou besig, presies dit, besig om aan 'n troue, of 'n huwelik te werk. Julle berader. Maar nee, ons gaan nog trou. So ons is nou, onthou, ons is almal lief vir mekaar. Maar ons is niks om te beredder nie. Wat niks om te beredder, maar nou, is daar op daai punt van, ek wil sê, weet, 1 keer 'n jaar 'n huwelik seminar doen vir jou maintenance, maintenance, of 1 keer in 2 jaar. Ek begin nou dink, waar laas het ons ene gehad? Ek dink ons het een nodig, maar anyway. So maar ek sê altyd, jy het mos vir jou vrou gesê, jy is lief vir haar, weet, ek sê dit verander. Until further notice. Ja. Hashtag. I'll tell you when it's changed. Ek het mos vir jou gepost. Ek het mos. Is daar best practice om met veral kon sê waar jy daai eerste 2-3 jaar waar jy nou nog, ek wil sê selfs 2 jaar is honeymoon stuff,
daarna kan goed begin krap vir verskeie redes. En is 9 uit 10 keer in my ondervinding is niks is aspres nie, dis misverstande, nê. Ja. Of jy nou doen nie heeltemal wat ooreengekom is nie, maar jy moet dit uit kan sorteer. Is daar best practice in terme van hoe gereeld jy self so 'n proses met fasiliteer se prokkie? Sê kom ons check in. Hoe gaan dit hier met julle ouens? Ek weet versus of is ek nou naïef, kan die 2 eienaars of die 3 eienaars dit self net vra. Jock, dit is so 'n belangrike punt wat jy maak. Dat dit is best practice. Sou wees. Ons moet gereeld incheck. Ons moet gereeld familievergadering hou. Ons moet deur die goeters gesels. Ons moet 'n platform hê waar ons kan deel oor goed wat ons pla. Ek wil sê my geskiedenis met persoonlike verhoudings is telkens waar goeters verkeerd gaan, kan ek wanneer ek stil en is en na my gewete luister, kan ek besef ek het nie geluister nie. Ek het nie opgelet nie. Waar ek nou met myself moet eerlik wees. Dan besef ek, yes, ek het 'n rol gespeel in hierdie ding wat ek gedog het ek nie wil hê nie. Het ek grootliks veroorsaak. Ek kon dit baie beter maak as ek wou. En ek dink dit is omdat mens nie altyd die vrymoedigheid het om te sê wat jy wil sê nie. Mens weet nie altyd gaan die ander persoon oop wees om dit te hoor nie. Of jy dink dit gaan konflik veroorsaak, of jy is nie gemaklik om reguit te praat. Wil so graag hierdie sê, maar kry dit net nie van my hart af nie. En nou uiteindelik, dan word dit 'n baie groot issue, want dit bou op, dit is hierdie frustrasie. Ons almal ken die storie van die ou wie se kar breek buite die dorp, nê. En hy stap so, weet dis nou maar 8:00 die aand en hy so 10 kilos buite die dorp, het die kar nou gebreek en sy foon is pap. Nou begin hy so terugstap en hy weet, yes, die mense het nou al geëet, hulle sit kinders in die bed, hulle wil gaan slaap. Nou gaan ek hier in 'n vreemde dorp aan die deur klop met my storie en ek weet hoe gaan die mense reageer. Hulle gaan nie vir my wil oopmaak nie en hulle gaan vir my snaaks aankyk en hulle gaan dink ek kom bedel en kom steel en al sulke goeters en nou gaan hy en hy klop aan die deur en hier maak 'n vriendelike persoon oop en sê, "Naand meneer, hoe kan ek jou help?" Sê, "Ag, fuck jou ook, man." En ek dink dis partykeer Dit is opgebou. Ja, verskoon die taal, maar ek meen dit is dink ek wat actually baie kere gebeur. Is daar's nie regtig gesonde interaksie om deur goed te werk nie, maar my persepsie is ek weet wat jy dink. Ek weet hoe jy gaan reageer. Ek hoef nie eers hieroor te praat nie. Of dit gaan dit net erger maak om hierdie gesprek te hê. So kom ek los dit net, maar dan uiteindelik dan kom dit daarop neer dat daar's wat hulle as daar egskeiding is, dan praat hulle van onherstelbaar verbrokkel. Dit is irreconcilable. Dit is irretrievable. Dit kan nie meer terugdraai nie. Maak nie saak wat nie. Daar's te veel skade, dis te persoonlik. Dit kan nie weer teruggaan nie. En so as daar 'n gesonde spasie is om te deel, om te praat, nie net 'n formele board meeting nie, 'n regtig gesonde konstruktiewe engagement met gee en neem. Van okay, ek kom met 'n oop kop. Ek kom nie net om my waardes op jou af te dwing en te sê goed, hier sou dit nou sal wees en het jy nou gesê wat jy wou sê nie. Dis 'n exchange. Ek dink daar is baie waarheid in. En dit is nie almal se profiel nie, dis nie almal se persoonlikheid nie, maar ek dink is ook 'n skill wat mens net kan aanleer. En 'n goeie corporate habit. Ja. Proses. En dat uiteindelik 'n kontrak is nodig. Dit bly die rugsteen of die ruggraat van gesonde verhoudings is gaan dokumenteer dit. Wees duidelik oor wat jy wil doen en nie wil doen nie. Maar maak dit 'n lewendige proses. Moenie dink dat ons het nou gepraat oor Columbus en Vasco da Gama en goed. Weet hulle het hierdie plekke ontdek, maar hulle het tog 'n kaart gehad. Hulle het tog 'n kompas gehad. Hulle het tog 'n idee gehad waartoe hulle gaan. Ja, hulle het op ander kontinente afgekom. Maar dit is deel van okay, ons hou aan na die kompas kyk, ons hou aan na die kaart kyk, ons pas ons roete aan volgens die inligting tot ons beskikking. En ek dink dat baie kere word dit nagelaat dat ons is soos man, hier's ek, hier's jy, wat is jou probleem? Gaan net aan, kom ons werk hierdie agenda, teken hier, teken daar, alright, ek hoop ek sien jou nie weer te vinnig nie. En uiteindelik is dit gemorste geleenthede. As jy dink, weet ons praat nou ook van leads en leads conversion. En jy het gepraat ook Jacques van gain and retain.
Nou dis meer werd waarskynlik om te retain. Dis meer werd waarskynlik om deur jou huidige netwerk nog goeie voordele te kry as om net heeltyd soos amper, as ek dit nou kan sê, soos 'n netwerkbemarking en goed van, luister, ek soek net die volgende een, want die koers wat die goed afval in die agterkant. Die lekkerde emmer moet net vol water gegooi Ja, word. hier's 'n gat in die bad en ek moet die kraan dan net groter oopmaak, waar dit kan wees van, hey, pas dit op wat jy het. Sorg vir die wat jy lief is. Jy weet, love thy neighbor as thyself, en ek is nie, by no means, is ek 'n noodwendige voorbeeld of iets van dit aard. So as jy nie lief vir jou. Maar ek probeer, maar ek meen ek het definitief, dinge gaan nie vir my altyd net gehad nie, maar ek weet dat dit is 'n les, dit is 'n waarde, dit is 'n reël in die lewe, Dit is stapie 1, nee, om maar sensitief te wees, ja. Dis is om te erken. Hallo julle. Wel, dit om eerlik te wees, ja, dit is actually om dit vir my is dit stap 1. Want as ek in die gesprek inkom met die persepsie van ek's reg, wat die hel wil jy sê? Waartoe gaan dit gaan? Wat 'n tipe interaksie gaan dit wees as ons albei nie met oop hande met ons wapens buite kan inkom en sê, hoorie, kom ons praat net en dalk leer ons mekaar beter ken. Dalk het ons verskillende perspektiewe wat mekaar baie goed aanvul. As ons net deur dit kan werk. Maar dit is, ek meen, soos wat jy ook sê met marriage counselling. Dis nie sommer net twee mense wat nie weet jy, by 'n restaurant sit met 'n kers en ewe skielik die regte goed gesels nie. Partykeer kort mens bietjie van 'n fasiliteerder. So In 'n fight. Ons het interessant al ek en Chris Natal ons laaste week seminar en ek sy sal dit lag, ek hoop. Ons kom aan die Vrydag, die Vrydag aand daaraan. En dink dit was nou voor COVID, was 2019 of 2018. En almal is nou lovey-dovey, weet die couples en ek en sy, ons sit die aand, dit is winter, is koud en ons sit in hierdie kamer vir ons in die bed en ons begin nou moet jy die boekie het, nou huiswerk. En ek en sy begin daar, ek weet nie, gil op mekaar. En ek dink die ouens links en regs van ons het gedink hier kom 'n egskeiding. En somehow in hierdie konflik vind ons mekaar. En ek en sy staan op en ons is op hierdie ongelooflike plek. En ons sien soos die naweek aangaan hoe die paartjies disintegreer. Hulle begin al hoe harder praat, verder uit mekaar uit sit. So ons het somehow 'n fondasie gelê, iets uit die pad uit gekry wat ons toe produktief kon bou. Die ander ouens het van honeymoon af eintlik die teenoorgestelde rigting gaan. So ons het nie natuurlik plesier aan gevind om te kyk nie, maar ons het net gesmile, sien ons hoe begin hierdie ouens al hoe meer sukkel, begin al hoe meer waar te trap soos wat die naweek aangaan, want goed word jy weet uitgepak. So, my in geval, so. Ja wel, een van die gunsteling stories wat ek al gehoor het is hierdie ding in Good to Great van Jim Collins wat hy praat van die Stockdale Paradox, van hierdie pilot. Ja, hy was 'n prisoner of war gewees en hy was vir maande saam met sy mense, ek dink ek weet nie, ergens in 'n Asiese land in 'n tronk en ons gemartel en goed, dit is verskriklik. Dis die Hanoi Hilton, het hulle hom genoem. Was Vietnam gewees. So die tronk is 'n POW, is een van die tafste tronke, maar ek dink dit die Hanoi Hilton, as ek praat oor korreksie, is sy bynaam gewees. So dit was nie vir sissies. Dis nie Hilton Hotel. Dit was net mooi die teenoorgestelde. Nou, hy was daar saam met 'n paar ander ouens vir ongerieflike lang tyd en in daai tyd, een minuut is ongerieflik, en dan is dit maande, jy weet? Ja, ek dink hy was daar, dink ek, vir 6 jaar. Yes, dit is baie rof. 6 of so, maar is crazy, man. Dis 'n bietjie ongerieflik. Bietjie ongerieflik. En in daai tyd het ouens dood gegaan en het uiters mismoedig geword. Ek meen, dis die toppunt van teneerdrukking en mismoedigheid om deur so iets te gaan. En na die tyd het hy en 'n paar ouens daar uitgekom en natuurlik hulle storie vertel, die storie, maar dat die les wat hy sê wat hy geleer het was, pas op vir optimisme. Wees liewers baie eerlik oor die goeie en die slegte nuus en wees vasberaad om ten spyte daarvan aan die ander kant uit te kom en te seëvier. Moenie sê, ag, dit sal goed uitwerk, ons is Paasfees by die huis, ek seker die einde is naby. Hy sê, dalk is dit nie naby nie. Dalk daai ouens het dood gegaan hè. Ja, die ouens dis die ou wat uitgeset teen Kersfees, dan kom Kersfees en dan kom die volgende Kersfees en hulle breek jou moed, dit breek jou siel, dit breek jou gees, waar die beter en dis die Stockdale Paradox, dat hy sê, we face the worst of facts,
but we will prevail in the end. En dit beteken jy maak regtig vrede met wat eintlik aangaan en nie net wat jy hoop gaan aan en wat jy hoop gaan gebeur nie. En ek dink so ook met in huwelik en besigheid en alles, is daar hierdie les van face it. Jy weet, wees oop oor goed, sit dit op die tafel, werk deur dit. En ek dink dit is 'n baie belangrike les wat jy uitwys, Jacques, dat hê maar partykeer bietjie daai fight. En sê, okay, weet jy wat, ek cringe van awkwardness, maar ek moet nou hierdie sê, en kom ek hoor asseblief wat jy sê, van waarvan ook al ek kom, 'n goeie of 'n slegte plek, hierdie moet nou uit. En besigheid is maar verhoudings, en om te dink dat dit is net pen en papier, en dis net getalle, en dis net handelsvoorraad en kontrakte, dink ek is 'n groot mite. Dat daar's 'n regtig menslike komponent aan dit, wat as jy dit fyn bestuur, en dis ook wat ek sien in suksesvolle sakepersone, is dat daar's 'n manier om goed op te los voor dit groot goed word. Waar as jy wil fight, en jy wil soek 'n fight, en jy wil iemand gaan uithaal of sleg sê of 'n punt maak, dan gaan dit meer waarskynlik so uitwerk dat dit in een of ander egskeiding, ja. So ons kan volgende keer gaan ons bietjie praat oor 'n ander situasie, IT maatskappy, wat ook mooi begin het en lelik geëindig het, en wat se lesse daar is om uit te leer. Maar ja, vandag was uit landelike landbou, en ek hoop dit is nuttige inligting. Goud. Baie dankie. Wel, ek dink om dit saam te vat, ek dink die groot ding wat ons praat die hele tyd oor, ons het gepraat, ons eerste show, ons praat oor die kontrakte en die goed wat jy in plek moet kry. Ek dink wat ons vandag by het aansit is, ja, dis die beginpunt, jy moet dit ook hê, maar ons gee hom nou 'n bietjie meer vleis. Na jy dit gedoen het, is dit hoe proaktief bestuur jy die risiko, dat ons nie daar moet opkom. Dis dieselfde as ons nog gepraat het van huwelik. Jy moet die huweliksvoorwaarde kontrak hê. Moenie nie blindelings, maar ons het nie hierheen, en ons praat oor die handshake. Ek vertrou jou, ek gaan nie huweliksvoorwaarde kontrak hê nie, want ons het dit nie nodig nie. Maar weet, due diligence, die tickbox, jy kry dit klaar, maar as jy dit nou klaar gedoen het, dis nie, soos ek nou gesê het, ek sal my vrou sê, as ek nie meer lief is van nie, dit is nie hoe dit werk nie, verstaan? Na die kontrak is daar proaktiewe incheck, en ek dink wat jy kan op stilstand volgende keer maar hê is, wat se addisionele kontrakte, wetlike goeders kom nou verder in plek, weet, ons het nou in die bed geklim saam, ons het nou die besigheid saam, ja, daar's 'n beginpunt, maar soos die besigheid vorentoe gaan, waar bou ons nou op hierdie, wat is die volgende, weet, dit is nou nie selfs 'n huwelikskontrak waar jy net die voorwaarde het nie, maar daar's nou goedjies wat jy, soos die besigheid groter word, soos jy assets bykoop, soos jy, weet, soos dinge gebeur, is daar addisionele kontrakte en regtelike goeders wat in plek moet kom, wat ons so stelselmatig kan explore. Ek dink as ek ook net vinnig kan aansluit is wat ek nou weer in hierdie kontrak sien, is daai, ter alle tye tree jy in belang van die besigheid op. En ek dink daai definisie van in die belang van, daar's party ons wat ander definisies het, en ek dink om daar by jou punt aan te sluit. So. Ons gaan 'n breek vat, hier's nog 'n lekker Afrikaanse liedjie, is Marika Barnard, en die liedjie se naam is Boegu Bos. Lekker luister, as ons terug is, gaan ons die finansies tackle met Ernesse, wat nie meer dit Lewendig maar nie regstreeks. Lewendig is maar nie regstreeks nie. Korrek. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.